Ons praat van jy verstaan die sportman. Wat se bydrae lewer dit wat jy vandag op die tafel sit om die totale potensiaal uit die sportman uit te kry? Jy weet, ons het jare terug navorsing gedoen oor as Einstein vandag hier by ons gesit het, by my en jou nasie hier gesit het, en ons het gepraat, sou Einstein het hy baie meer opsies in sy brein gehad om dinge uit te sorteer as ons twee. Die antwoord is nee, dit het ons uitgevind. Ons het na 'n klomp eksepsionele mense gaan kyk. Die ding is net, ons gebruik nie al ons opsies nie. So die uitgangspunt met die brein is dat ons het 'n massiewe pad om te loop. Weet as jy kyk, dat is 'n cricket voorbeeld gebruik. As jy kyk toe die 50 boubeurt begin het ons gesê, as 'n span 200 lopies kry, gaan hy wen. Ja. Met ander woorde, 4 lopies 'n boubeurt gaan hy wen. En dit is wat gebeur het. Want hulle het gesê, as jy dit glo, dan gee die brein dit vir jou terug. So ek glo, eers so 200, dan gee die brein dit terug. Maar toe stadig aan is daai gebreek. En soos jy weet, 'n paar jaar terug het Australië en Suid-Afrika meer as 430 lopies geslaan. Altyd 50 boubeurte. Dis wat ons probeer sê. Wat is jou brein in staat om vir jou te gee? Ons het nie 'n idee nie. En dis wat ons vir rugby spelers en alle sportmense, jy het nie 'n idee waartoe jy nog in staat is. En ek sê dit is wetenskaplik, ek sê nie so Eddie, dit is regtig so. En dit is dink ek ons rolle om te sê, maar ons kan jou help. En dis wat die breinprofiele doen, dat te sê, jy het jou voorkeurbrein, jy hou van fokus en al goed, maar jy het al hierdie ander moontlikhede. Sê, kom terug, as jy 'n kar verkoop en jy verkoop net uit jou eie kwadrant uit, gaan jy so 'n bietjie karre verkoop. Maar as jy die hele brein kan gebruik, gaan jy honderde karre verkoop, want jy begin al hoe meer mense te verstaan. Dis wat ons sê, daar is onbeskryflik potensiaal indien ons afrigters en ons spelers hierdie dinge begin verstaan. Okay, ons kan maklik die breinprofiel van elke speler bepaal, want nou is dit toets. Ja. Okay. Die belangrikste is vir die ou wat na jou luister, en veral die speler wat na jou luister, en die afrigter wat luister, moet verstaan, sekere posisies het sekere profiele. Ja, daar's geen twyfel nie. Ek dink dit is soms het jy uitsonderings, maar as ons kyk na 'n voorry en ons kyk na hakkers en mense, as jy vir jouself afvra, wat is eintlik waaroor hulle gaan vir hulle baie sterk oor 'n fokusrol. Hulle moet in die scrums, kan hulle nie rondspeel in vitaliaat, hulle moet fokus, hulle moet daai die Engels praat van you must focus. Ek probeer nou die Engelse term, maar jy moet fokus om te konsentreer. Dis wat jy moet doen. Daar moet jy bly. Jy moet goed georganiseerd ook wees daar, maar hoofsaaklik is dit vir die L1, die linkerbrein is vir hulle belangrik daar. Hulle het soms ander rolle om te speel, wat ek gesê het, daar kan hulle uitbeweeg, maar hulle voorkeurrol is in die linkerbrein. As jy kyk na 'n lynstaan man, een van die bestes wat ons ooit opgelewer het, Victor Matfield, en jy kyk na sy brein wat hy sterk L1, hy soek sterk L2, hy's 'n organisasiepersoon. Hy's analities aan die een kant, hy ontleed die hele tyd en dan organiseer hy. Dis waar sy brein lê. So dis vir daai tipe vaste spoorspelers is hierdie L1 L2 baie belangrik. As jy na jou agterspelers gaan, jy kyk na 'n losskakel. Ek glo losskakel moet 'n sterk R1 persoon van. Hy moet outomaties spasie kan sien. Hy moet nie nog sê waar kan ek skop, hy moet intuïtief in daai spasie kan skop. Wat ons ongelukkig ons loskakels nie meer kan doen. Hulle skop 99% van die kere skop hulle in ouens se hande in. En jy moet in spasie kan skop. Soos jy kan in spasie skop. En met ander woorde, ja, daar's elke posisie het 'n ander breinprofiel nodig.